Heilig, heilig, heilig is U, o God. Almagtig, soewerein, skepper, heerser, besitter van hemel en aarde. Here, ons kom vandag. Ons lê onsself opnuut weer neer. Ons lê ons lewe neer. Ons kies U. In hierdie oggend, in hierdie uur, kies ons U weer. Om U te aanbid, om U naam aan te gryp en uit te roep, Here. U is die ware wynstok. Jesus, Jesus, Jesus. Here, dankie dat U wandel onder die lofsange van die volk. Here, en soos ons vanoggend ons aangesig en ons wese net draai na U toe en voor U neergooi, Here. En ons lofsange lig, Here. Ons stemme lig tot eer van U naam. Dankie dat U vuur val op 'n offer op die altaar. En ons kom, Here, en ons gee offer vanoggend. Offer van ons lofsange. En dankie dat uit daai plek het weet ek, Here, kan ons hier staan met 'n afwagting vir 'n beweging van U Gees. Ons is so afhanklik van U, Here. Ons het U lief, ons het U nodig, Here. Jesus, Jesus, Jesus. My hoeksteen, my skild, my redder, verlosser, my herder, my vriend, my meester. My sterk toring, my veilige vesting. Jesus, Jesus, Jesus. My hoop, my vrede, my vreugde. Jesus, Jesus, Jesus. Here, word verheerlik in hierdie oggend. U alleen is waardig. Waardig is U. Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Here, daar is vir ons geen mooier naam is U naam, Jesus. Ons vind alles in U naam en in U wese, Jesus. Ons troosting vind ons in U, Jesus. Ons redding vind ons in U, Jesus. Ons roeping vind ons in U, Jesus. Ons nuwe wynsak, ons nuwe wese, ons nuwe lewe vind ons in U, Jesus. Want U is die opstanding en die lewe. Jesus, Jesus, Jesus. Ons het U so lief, Here. En hierin weet ons dat U ons ook lief het. Dat U vir ons gesterf het, selfs toe ons nog sondaars was. Dankie dat U ons eerste lief gehad het. En vandag staan ons hier en ons sê, Here, ons het U lief, Here. Vat net 'n oomblik en verklaar net jou liefde teenoor hom. Jesus, my bruidegom, my bruidegom. Here, U sê in die skrif dat hierin openbaar ons liefde aan U deur gehoorsaam te wees aan die woord en die opdragte, Here. Heilige Gees, kom bekragtig ons vanoggend, kom breek U woord vir ons oop, sodat ons effektief kan wandel in ons liefde teenoor U, Here. In Jesus naam. Amen. Kom ons blaai na Matteus 24 toe. Dit is waar ons vandag gaan lees.
En as jy gaan kyk, vanaf Matteus 23, 24, 25, praat Jesus redelik gefokus op die eindtyd, hy wat gaan terugkom. En hoekom wil ek hê moet werklik baie erns maak van hierdie boodskap is, my roeping is om sy bruid wat die kerk is, voor te berei vir sy terugkoms. Dit is my roeping op orde. Ek weet dit is iets waarna ek die Here voorsoek en sê Here asseblief lei my net in dit, want dit is 'n groot voorreg want julle is sy bruid. As dit wat ek vir julle onderrig, dit wat ek na die tafel toe bring vir julle is sy bruid. So ek wil net reg doen teenoor hom. En ons sien dat hy vir sy disippels, ons het nou Paasnaweek gevier en ons sien dat hy 'n paar keer in die oploop tot sy kruisiging en opstanding dit vir hulle gesê het. Ek gaan doodgaan en ek gaan opstaan. En tog toe hy doodgemaak word, het hulle gaan teruggetrek, weggekruip en gerou asof dis nou dit. Dis finaal. Tog het hy gesê hy gaan terugkom. En hy het alles gedoen wat hy gesê het. Ek wil vir jou sê Jesus het 'n perfekte strike rate. As hy ding sê, dan gaan dit so gebeur. En net soos hy vir sy disippels gesê het, ek gaan doodgaan en ek gaan opstaan, sien ons ook dat hy sê dis vir sy disippels en dit gedoen het, sien ons ook, hy sê vir hulle, hy gaan terugkom. En ons weet hy het nou nog nie teruggekom nie, maar ek wil vir jou sê, kerk, soos wat hy gesê het, hy gaan doodgaan, hy gaan opstaan, en hy dit gedoen het, gaan hy terugkom. En vanoggend se preek hoop ek om die erns oor te dra van my en jou wat moet voorbereid wees vir sy terugkoms. En dat ons nie sal rustig en terugsit en sal dink die Here talm, ek het nou hierdie woord, dis my woord vir die week, talm. Dat die Here nou talm en dink dit is nie in my leeftyd nie. Ek het nou net dag dis vra hulle rustig vir my sê liefie, dink jy soos Jesus, nou eerlik word, dink jy Jesus se koms is naby? Ek sê vir jou liefie, ek dink ons is nader as ooit. En dit is waar, ons is vandag selfs gister nader as gister. En ek meen ons het laas jaar einde Openbaring gedoen en waar teenoor die Here bely het dat ek so amper teruggesit het en gedink het, want niemand wil daai malletjie wees wat sê, dis in ons leeftyd nie. Niemand wil daai ou wees nie. Ek dink daar is party ons wat dit seker wil doen en daai kans vat. Maar wat ek agtergekom het is om daai mentaliteit in te neem, doen ek sy bruid ook 'n onreg. Ek wil vir jou sê, hy kan môre kom. Hy kan vandag kom as hy wil. En dat ons met erns is, want ons sien hoe ernstig hy is in die disippels se tyd al. Hoorie, hier is vir julle gelykenis, gaan kyk na die maagde vandag. Ek kom soos 'n dief in die nag. En as dit al belangrik was vir hulle om te waak en te bid, want hy sê al vir hulle, moenie worry, dis nie 'n hele tydperk, ek gaan later kom nie. Hy sê al vir hulle, waak en bid, want ek kom soos 'n dief in die nag. Hoeveel te meer moet ek en jy nie waak en bid en reg wees vir die koms van ons bruidegom. Plek is dit, ons bruidegom. En ek wil die volgende vir jou sê, hierdie is nie 'n gedagte wat jou vrees in jou hart moet injaag nie. As daar vrees nou opkom in jou dat die Here terugkom, wil ek vir jou sê, moet ons dalk perspektief verander, ons moet kom sit by my dat ek so met jou kan bid, want jy moet nie die koms van die Here vrees nie. Jy moet uitsien daarna. Dit moet iets is waar jy opgewonde is. Ek meen julle wat getrou het of op pad is om te trou, ek was opgewonde oor my troudag. Ek was opgewonde om met Larissa, ek glo sy was opgewonde om met haar bruidegom te trou. Ek glo so. Stop met liefie, jy sal, ek grap hê. So, jy moet opgewonde wees. En as jy nie daai geloofsekerheid het, dat wanneer hy kom waar jy staan nie, hoop ek vanoggend skyn lig op hierdie onderwerp, of hierdie besprekingspunt vir jou, sodat jy sal weet, hoe lyk dit wanneer ek voorbereid is? Is ek voorbereid? Is ek reg vir sy koms? Want wanneer jy kyk na die 10 maagde, sien ons dat hy praat nie van die bruid hierdie. Die kerk is sy bruid, maar die maagde in hierdie gelykenis is die strooimeisies. Dis die gevolg. En hoekom doen hy dit? Hoekom vat Jesus aandag weg van die bruid af en hy fokus op die strooimeisies? Want die kerk gaan gered word. Die kerk as geheel, sy bruid word gered. Daar's mense wat gered gaan word.
Maar in hierdie gelykenis fokus hy op die individu. Nie almal wat deel is van die kerk, gaan voorbereid wees. Hulle gaan soos die gevolg lyk, hulle gaan in die daglig reg wees, maar wanneer die donker kom, wanneer ek soos 'n dief in die nag kom, gaan hulle vrug hulle weggee, gaan hulle tekort aan olie hulle weggee. So Jesus fokus hier op die individu, en dit sit aandag op hoe ek en jy verantwoordelikheid moet neem vir ons eie geestelike welstand en verhouding met God, met Jesus Christus. Maak dit vir jou sin sover? Almal nog by? Great. Ek het hierdie week weer agtergekom hoekom mense sê iets is vir hulle Grieks, want ek het lekker in die Grieks nie gespeel nie, maar rondgespring en gekrap en gegrawe, en dis regtig Grieks hoor. Dit is regtig Grieks. Matteus 24 vers 42 tot 44 lees as volg. Die kinderkerk klink in volle swang. Waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Heer kom nie, maar weet dit, as die huisheer geweet het in watter nagwaak die dief sou kom, sou hy gewaak het en nie toegelaat het dat in sy huis ingebreek word nie. Daarom moet julle ook gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Dis nie iets wat jy hoef te vrees nie, maar dit is iets wat jy elke oomblik eintlik moet bewus wees van en intentioneel moet wees met jou wandel met God. Goed gebeur nie net nie. Jy hoef eers in 'n huwelik te wees, jy moet net in 'n verhouding wees, maar veral as jy in 'n huwelik is, dan kom jy agter dat 'n huwelik vat werk. Jy moet intentioneel wees. 'n Goeie huwelik gebeur nie net nie. En dit is dieselfde met Jesus. Ons kan hom nie op die backburner sit en dink, ons gaan maar net 'n goeie verhouding hê met hom, of dit gaan nou maar net regkom nie. Dit is iets wat jy intentioneel moet wees, en jou aandag op moet vestig, en jou tyd en jou effort in dit moet sit. Ek wil die volgende vir jou sê, kerk, 'n geloofslewe is nie veronderstel om effortless te wees nie. Dit is 'n effort. Here, maak my lus om in die oggende op te staan om te bid. En dan wag ons vir daai dag, totdat daai vreugde en vrede en lus oor ons kom voor ons in die oggende opstaan nie. Maar selfdissipline, Here, ek kies om op te staan in die oggend. Ek kies. Ek is nie nou lus nie, ek wil nie nou nie, maar ek kies U. Ek kies om die nodige selfdissipline te hê om myself voor te berei vir U. Kom ons lees in Matteus 25 vanaf vers 1. Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En 5 van hulle was verstandig en 5 dwaas. En toe die wat dwaas was, hul lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie. Maar die verstandiges het olie in hul kanne saam met hulle geneem. So hulle neem ekstra olie. 10 maagde, almal het olie, maar die 5 wysers het ekstra olie. Hulle het 'n kanne met olie. En terwyl die bruidegom talm, amazing woord, om te kom, want dit sê ook Jesus, ek het vinnig daar pos, net 'n pin en 'n druk. Hier lees ons dat Jesus, terwyl die bruidegom talm, waar het hy ook getalm? In die dag van Noag. In die tyd van Noag sê dit ook hoe hy getalm het, hoe hy geduld as gevolg van sy genade geduldig was tot die ark reg is. Hy was genadig teenoor aan mense, hy het vir hulle ook tyd gegee. Noag het van die regverdigheid gepreek terwyl hy die ark gebou het. Sien jy hoe daai twee parallelle lyne met mekaar hardloop? Vandag is die Here, vat hy nie lank omdat hy self nie weet wanneer hy wil terugkom of hy nog besluit nie, maar omdat hy genade het teenoor mense en hy wil hê, God se wil is dat almal gered word. Ongelukkig gaan almal hom nie kies nie. En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. En middernag was daar 'n geroep, daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. Toe staan al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Maar die verstandiges antwoord en sê, miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie, maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julle self. En onderwyl hulle gaan om die koop van hierdie
ek's jammer. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom, en die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof. En die deur is gesluit. Later, toe die ander maagde ook gesê, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan dat julle die dag en die uur nie weet waarop die Seun van Mens kom nie. En dan vers 30, wil ek ook vir julle lees. Vers 30, lees as volg. En werp die nuttelose dienskneg uit in die buitenste duisternis, daar sal geween wees en 'n kners van tande. Nou die ween is berou, nie die Here gekies en die kners van tande is pyn, maar is ook 'n haat. As jy gaan kyk na die oorspronklike taal, dit praat van 'n kners uit 'n plek van woede, soos Here, hoe durf U my daar ingooi? Maar God gee vir almal die geleentheid. Almal gaan die geleentheid hê om Jesus aan te neem. Almal gaan die geleentheid hê om hom aan te neem en hulle self gereed te kry vir sy koms. Dis onder andere as jy Matteus 24, hoekom hulle glo die apostels en die disippels van daardie tyd so haastig was om die evangelie te verkondig. Want jy sal sien, Jesus praat van hongersnood, peste siektes, aardbewings en al hierdie tekens wat gaan kom, en dan sê hy dit is die geboortepyne. Maar wanneer die hele wêreld die evangelie gehoor het, dan sal die einde kom. En dis hoekom hulle sê die apostels was so gereed en so gretig om die evangelie te gaan verkondig, want hulle wil hê Jesus moet terugkom. Ek wil ook hê hy moet terugkom. Ek wil regtig hê hy moet terugkom, want ek weet waartoe ek gaan. En as jy nie weet nie, mag ek saam met jou bid, kom na my toe, of deur die week kontak my, want ek glo dat ons kan geloofsekerheid hê. Ons is beloof, wanneer jy Jesus aangeneem het, is jy beloof van hom as sy bruid. So in daai tyd in die kultuur, hoe dit gewerk het, is die bruid en die strooi meisies sou hulle self gereed gemaak het, hulle wag vir die bruidegom om hulle te kom haal. Hulle was wetties al getroud, al het hulle nie by mekaar getrou nie, wanneer hulle verloof is, was hulle wetties al teenoor mekaar getroud en teenoor mekaar beloof, en dan sou die seun gegaan het, terwyl hulle wag, hulle is nog nie getroud nie, terwyl hulle wag, gaan hy en berei 'n plek voor. Ek weet nie of jy bekend nie, die seun gaan en hy berei vir jou 'n plek voor. Jesus is besig om vir ons 'n plek by sy Vader voor te berei. En dan op 'n onbekende dag kom hy om haar te kom haal. En dit sou baie keer in die nag gewees het, want dit was 'n punt 1 koeler in die nag gewees, maar is ook 'n tydperk van feesviering. So daar was fakkels, daar was vuur, daar was 'n gesing met hierdie gevolg, soos dat hy kom, hulle gaan haal hom en hier stap hulle almal na die bruilofsfees toe. Die bruid, die strooimeisies, die bruidegom en die hele gevolg stap en vierfees met hulle fakkels, en is hierdie joyous, hierdie vreugdegevulde oomblik. Maar dan sien ons dat 5 van hulle was nie reg nie, en hy sê vir hulle, ek ken julle nie. Hoekom? Want hulle het nie ekstra olie gehad nie. Hulle het gelyk presies as die ander maagde. Hulle het hulle dis die Grieks praat van 'n lampas wat 'n fakkel was. Dis eintlik maar 'n fakkel, 'n groot lig. Dis nie 'n klein lig nie, dis 'n groot lig. En jy sou om elke 15 tot 20 minute moes olie opgooi om hom aan die brand te hou. Ek wil hê jy moet ook sien, Jesus aanneem is nie 'n one and done en dan my kaartjie is geboek hemel toe nie. Want jy moet daai fakkel aan die gang hou. Jy moet seker maak jy het olie om aan te hou brand, dat die dag wanneer hy kom, dat hy jou ken. Want hier is die ding wat gebeur het, is hy het gekom, en as gevolg van die feit dat hulle ligte nie aan was nie, het hy vir hulle gesê, ek herken julle nie as die gevolg wat saam met my moet kom nie. Want die wat saam met my moet kom, die wat wat deel vorm van die bruilofsfees, het vuur, hulle word gesien, hulle sing en hulle juig en hulle fakkels brand. Maar julle sin is nie aan nie, so en is donker, so ek sien julle as indringers. Julle is nie deel van hierdie bruilofsfees nie. Kan jy sien hoe belangrik dit is om jou fakkel te hê, jou olie te hê, en ek gaan nou praat hoe alles by mekaar pas. Maar dit is belangrik, kerk, dat ek en jy gereed is. Ek het 'n verantwoordelikheid om jou te ry. Paulus skryf op 'n stuk dat ons word as rein maagde vir Jesus voorberei.
En dit is my voorreg, maar groot verantwoordelikheid om dit te doen, maar dit is ook jou verantwoordelikheid. Daar's baie verantwoordelikheid op jou ook, dis nie net op my nie. Ek gee vir jou die tools, die gereedskap om dit te doen. Om seker te maak dat jy reg is wanneer hy kom. Want Jesus, ek sien uit na dit. Ek wil hê jy moet uitsien na sy terugkoms. So kom ons kyk na 'n paar van die betekenisse wat hierdie storie net soveel diepte gee. So die kultuur het ek vir julle verduidelik, hulle kom in die nag, kom haal hy en vat hulle en wat ook wat jy moet opmerk as hy sê hy kom in die nag. Hoe het hy nou net vir hulle gesê? Hoe kom hy soos 'n dief in die nag? Wanneer jy dit nie verwag nie. Ek weet hoe dit voel as iemand by jou inbreek. Jy verwag dit regtig nie. As ek dit verwag het, sou daar dalk een persoon gewees het met 'n knop op sy kop en dit sou nie ek gewees het nie. So, almal weet hoe werk 'n dief. Hy kom nie en hy kom klop en sê, "Hey, kan ek inkom nie? Soos, is julle reg vir my? 1 2 3 merke gereed. Waar kan julle is? Ek het so lanklaas wegkruipertjie gespeel. Ek weet nie wat sê jy mens as jy deesdae wegkruipertjie speel. Ek speel met hom en hy speel 1 2 7 10 en dan begin ons. Dan hardloop jy. So ek het vir julle die lampas verduidelik. Dit is 'n stok met lappe op. Dis groot, dis sigbaar. Albei maagde, al 10 maagde het dit gehad, maar hy het olie nodig gehad om te brand. En jy moes dit elke 15 tot 20 minute vol olie gemaak het om te brand. Wat verteenwoordig hierdie fakkels, hierdie lampas? Wat verteenwoordig dit in jou geestelike lewe? Want dit is belangrik dat jy hierdie verstaan sodat die storie sy volle swang in jou lewe het. Dit is jou uiterlike Christelike lewe. Dit wat mense sien, dit is jou vrug, jou werke. En ek wil vir jou sê, yes, die skrif sê, moenie soos die skynheiliges of die geveinstes op die straathoeke hard bid en almal moet hoor van jou liefdadigheid nie, maar jy kan ook nie, daai praat van 'n skynheilige roem in jouself, dit praat nie van goeie werke as kind van God nie. Daai kan nie vir jou so afsit van, ek lees my Bybel, ek bid elke dag en dit is my geestelike lewe nie, want Jesus sê, skyn jou lig voor mense. Jou lig, jou fakkel is veronderstel om voor mense te skyn. Nie 'n bewyse wat aandag op jouself trek nie, maar op hom. Daar's niks fout daarmee om saam met iemand te bid op straat nie. Die Bybel het gesê ek moenie op die straat toe kyk. Daar's 'n spesifieke konteks. Dit gaan oor roem vir hulle self. Dit gaan oor hulle wil aandag sit op hulle self. Kyk hoe mooi is ons, kyk hoe oulik is ons. Dit beteken nie jy as Christen, jou Christelike lewe jy's nie double agent as Christen nie. Jy moet geken wees, jy moet gesien word. Jou lig moet skyn voor mense. En dis wat die fakkel is. Dit is jou uiterlike, dis die vrug van die gees. Dis jou uiterlike geesteswandel. Maak dit vir jou sin? Great. Maar wanneer gaan hierdie werke opdroog? Want voor ek verder gaan, wys my jou geloof, sê Jakobus, sonder werke. En ek sal my geloof vir jou wys deur my werke. Jou werke, dit wat jy doen, dit waar jy inkoop, dit waar jy energie sit, dit waar jy finansies sit, sal altyd weggee. Sal altyd weggee waar jou geesteswandel is. Maak dit vir jou sin? Jy sal geken word aan jou vrug. Aan die kragte, aan die bonatuurlike? Nee, aan jou vrug. As ons lees in Matteus 23, 24, 25, sien ons Jesus hulle waarsku. Daar gaan mense wees wat groot wonders en tekens doen. Daar gaan valse profete wees, daar gaan valse leraars wees en hulle liefde gaan koud word. Maar waaraan sal ons weet wie is die ware profete? Wie is die ware kinders van God? Aan die wonders en tekens? Nee, want dit gaan hulle ook doen. Dit gaan die valse profete en die valse leraars gaan ook die wonders en tekens doen. Maar wat gaan by hulle koud word? Liefde. Wat moet by ons C4 bo alles? Sonder wat is jy maar 'n klinkende simbool? Liefde. Liefde. En liefde lyk soos iets. Liefde was Jesus aan 'n kruis. Opoffering. Dan die olie, want jy kan nie, maar kom voor ek aan die olie toe gaan, kom ons gaan eers na die kruike toe, want kom ons kry eers iets waarin ons die olie kan gooi. So die kruik, die houer waarin hulle die olie gegooi het, wat is dit? Dit is jou innerlike, geheime geesteswandel saam met Jesus. Dit is jy in die binnekamer. Dit is jy wat tyd maak op 'n daaglikse basis die woord lees en nie net lees en soos ek het op 'n dagstuk lees nie. Kyk,
Ek het nie 'n probleem met 'n dagstukkie per se nie. Maar dit kan nie jou totale omvatting wees van dit is jou woordstudie vir die dag nie. As dit is 'n ekstra iets is wat jy wil lees, great. Maar dit kan nie 'n plaasvervanger wees vir die woord van God, net omdat daar 'n teksdeeltjie aan die onderkant is nie. Ons 'n plek waar ons die Bybel moet lees. Ons moet dit eet. En wat gebeur as jy kos eet? Dit is ook deel van jou wese. Hulle sê mos jy is wat jy eet. Hoe lyk jy? In die geestesrelm. Want jy is wat jy eet. Wat eet jy? Eet jy woord? Lyk jy soos die woord van God? En ek wil vir jou sê, moenie jouself kapittel omdat jy nie die hele hoofstuk kan onthou wat jy gelees het nie. Maar ek wil jou ook in dieselfde asem aanmoedig om moeite te doen om die skrif te probeer memoriseer. Want dit is goed vir ons om die skrif te ken. Dawid, sien hoe lief Dawid die woord gehad het. Hy het moeite gedoen om die wet van God te ken, om sy geskrifte te ken. En wat is die maklikste manier om die Bybel te memoriseer en te leer ken? Ek het vir jou 2 sleutels wat vir my gewerk het. Die heel eerste een is in Johannes 14, wat hy sê, wat hy die Heilige Gees vir hulle beloof, en dan sê hy vir hulle, en hy gaan julle help, hy gaan julle onderrig, en help onthou alles wat ek julle geleer het. So wanneer ek Bybel lees, dan sê ek, Here, jy het in die skrif vir my beloof, dat die Heilige Gees wat in my is, wat by my is, wat oor my is, gaan my help om die skrif te onthou. Ek bring sy woord voor hom. Soos wat Abraham hulle ook gedink sê, Here, maar U het, en Moses het gesê, Here, maar U het hulle uitgelei uit Egipte uit. Ek bring sy woord voor hom. En die tweede manier, die maklikste manier om skrif te onthou ook, is om te begin leef. Is om te lees, te sien, hierdie is nie deel van my lewe nie. En jy hoef nie hoofstuk lees, as dit die eerste 3 verse is wat jy lees in 'n hoofstuk, dan is dit wat jy lees daai dag en sê, Here, hierdie moet deel word van my lewe. En dit is een van die beste maniere om skrif te onthou, is om dit te lees en dit deel te maak en dit te leef. As jy net skrif lees en sê, ja, ek voel nie gemaklik met hierdie nie, hierdie is seker nou nie, hierdie is nie vir my nie. Ek doen hom hierdie reg, maar hierdie is nie vir my nie. Neem jy die woord van God ernstig op. Dus kan ons dan verwag dat hy ernstig gaan wees oor ons, alles wat ons voor hom bring. Ek hoor een keer, ek het hierdie gelees, hierdie is nie my grappe nie, ek het gedink dit snaaks. Gaan oor getrouheid. En die ou sê toe, as jou yskas net soos 4 keer 'n week werk, so jy gedink dit is nogal 'n getroue yskas, soos as jy happy gewees het met jou yskas. Nee, as jou kar net soos elke tweede dag staar, hey, dis 50% straaikruid, papi, sal jy happy gewees het. Kom, ons word op daai selfde manier gevind in ons wandel saam met God. Dat ons, hoe sê hulle, as jy 50 is deur, 51 is presteer en 52 is dan skiep jou vriende af, het ons altyd op skool gesê. Weet jy wat is die fout met daai mentaliteit? Dan mik jy vir genoeg olie en jy gaan dit te min hê. Sien wat ek sê? Om te mik net om genoeg te wees, net om by te kom. Wat as hy 'n uur langer talm as wat jy oormik? Wat dan? Dan kan jy nie ingaan nie. So die kruik is jy wat moeite doen, gebed. Gedurig in gebed te wees. Bid die skrif, as jy skrif sien, bid dit in. Sit daarop. Maak vir jou lysie as jy moet. Want ek hou ook van lysies, en dan, maar hoe meer jy daai lysies bid, dan raak die lysie langer, of soos jy bid, kom maar goed by, maar om konstant te bid, en tyd te spandeer, saam met Jesus. As Jesus dit nodig gevind het, om soveel tyd in gebed te spandeer, hoeveel te meer ek en jy nie. Jesus kon voor 'n skare mense sê, en sê, my Vader, dankie dat U my hoor. Kan jy dit doen? Soos glo jy dat as jy, en die ding is, weet jy wat sy vrug daarna gewees? Dis nie net Vader, dankie dat jy my hoor as 'n kopkennis nie. Dankie Vader dat jy my hoor, Lazarus kom uit. 'n Dooie persoon staan op. Dis hoeveel selfvertroue, dis hoe vol hy was, omdat hy tyd spandeer het saam met God, dat hy 'n dooie kon uit die dood uit en geweet het dit gaan gebeur. Hoe amazing is dit? En dis die lewe wat vir ons is, om so selfverseker te wees, dat God ons hoor, en so vol wees van hom. Maar dan moet jy net elke tweede dag start nie, as ek dit so kan stel. Ek het eendag hierdie storie gehoor wat hulle sê, hulle dink dis met baie goeie rede dat hy gesê het Lazarus kom uit, want hulle het familiegrafte gehad. So hulle vermoed as hy net gesê het kom uit, sodat 'n bietjie van 'n stampede daar uitgekom het. So dis baie spesifiek gesê het Lazarus kom uit.
Ek meen vir ons is dit partykeer net moeilik om te glo God hoor ons. En bid in die dak vas. Kan jy met sekerheid voor mense sê, as iemand voor jou kom met 'n probleem, Here, dankie dat U my hoor, en jy bid vir daai broer of daai suster, en jy glo in jou hart dat daai situasie gaan skuif vir hulle. Dit is, maar daai word waar gebou? Waar word daai selfvertroue gebou? In die binnekamer, in die verborgenhede, daar waar niemand is nie, want Jesus sê, bid in die verborgenhede, en ek sal jou vergoed in die publiek. Dawid, hoekom kon Dawid vir Goliat 'n reus verslaan? Want voor dit was hy 'n skaapwagter waar niemand hom gesien het en niemand sy liedere gehoor het nie, net hy vir die Here gesing het, waar hy vol geword het van hom. Jou kruik is jou binnekamer, waar jy konstant voor hom kom, waar jy 'n offer bring en sê, Here, hier is ek, hier is my tyd. Tyd is die grootste, jy dink petrol is duur, tyd is duur. Tyd is die grootste currency, dis die ding wat ons die moeilikste weggee. Jesus, ek weet nie of ek vanoggend wil kerk toe kom, ek weet nie of ek deel wil vorm van die uitreik of so nie. Alle goed is belangrik, dit red jou nie, maar dit is belangrik. Dit is goed wat jy voor die Here bring. Maak dit vir jou sin? Amen? Ja, okay. Wat is die olie? Die olie word baie vergelyk met salwing, genesing, maar ook die gees van God. Paulus skryf op 'n stuk hoe ons erdekruike is wat die skat binne-in het. Ons is erdekruike met die skat binne ons, die skat die Heilige Gees. So die olie is die Heilige Gees in ons. En hoe word ons vol van hom? Deur ons kruik voor hom te bring. En hy gooi sy olie in ons. Homself sit hy dan in ons. Maak dit vir jou sin? En dit is hoekom. Toe hulle vra, want dit klink of onbeskof, maar gee vir ons 'n bietjie, julle het dan nou ekstra olie. Kan julle net vir ons olie gee nie? Dis nie 'n olie wat jy vir iemand kan gee nie. Jy kan nie die olie van die Heilige Gees, jare se verhouding saam met hom, se voorbereiding, se opoffering se tyd, kan jy nie vir iemand anders gee nie. Dit is 'n onleenbare olie. En dit is hoekom dit belangrik is as jy die gelykenis lees, want dit gaan nie net oor hulle wat dit nie gee nie of kan gee nie. Dit gebeur in die middel van die nag, maar dit is ook nie iets wat jy kan koop nie. Dis nie iets wat jy kan koop nie. Dis iets wat jy kan afjaag nie. Dis iets om verhouding met hom te bou. Dis vir tyd. Tyd saam met hom. Here, hier's my erdekruik. Gooi Uself in my. Gooi Uself in my. Paulus sê moenie dronk word van wyn nie, maar word gevul met die Gees. Nou wyn, as jy een keer wyn gedrink het, is jy vir die res van jou lewe dronk? Nee, ek hoop een van julle weet nou waarvan ek nou praat. Jy is nie vir jou hele lewe lank dronk nie. Jy moet weet drink, jy moet nie dronk word. Jy moet nie dronk word nie. Dis nie goed vir jou nie. Dis teen die woord van God. Losbandigheid gaan gepaard met dit. Wat ek probeer sê is net so, jy word nie een keer vol met die Gees en nou is jy gesort vir die res van jou lewe. Great, soos ek hoef nie meer tyd te spandeer saam met hom nie. Ek is bekeer, ek is gedoop met die Heilige Gees en nou is ek vir die res van my lewe, ek hoef niks meer moeite te doen met God nie. Dis 'n konstante, Here, hier is ek. Ek wil U ken. Ek wil U ken. Ek wil U ken. Ek wil vol word van U. Ek wil vol word van U. Maak dit vir jou sin? Almal nog by? Brandstof, kruik. En hoekom is die olie so belangrik? Want sonder die olie is die fakkel 'n stok met lappe op. En jy doen goeie werke en is great, maar op die einde van die dag gaan jou vrug stink. Want jou vrug gaan jy altyd weggee. Daar's baie goeie mense in hierdie lewe met baie slegte vrug. Baie goeie mense kom in die hemel nie. Maar sonder die fakkel, sonder jou werke en jy sit net met die olie, het jy niks om aan die brand te steek nie. Kan jy sien dat jy albei nodig het? Jy het nodig om aan die brand gesteek te word, sodat jy 'n lig kan wees vir die wêreld, werke, aktief betrokke te wees in jou gemeenskap, by jou kerk. Dis hoekom ons daai 4 pilare volgende opgesit, sodat jy weet hoe jy betrokke kan wees by ons. Ek gaan aan die afeindig met nog een van ons buitebedieninge waar jy betrokke kan raak. Hoop ek onthou, my vrou gaan vir my waai, as ek nie onthou nie. Maar jy moet aan die brand gesteek word, jy het albei nodig. Amen. En dan, hier is die woorde wat het ek hier getik, wat gesê het, ek ken julle nie. Die gevaar van ons wat sê, ons weet, ek gaan nog lank vat, die Here ken my hart. Daar is eintlik soos, as iemand eers dit sê, dan grief dit my. Soos ek hoor jou,
maar wys jou hart. Dit wat die hart van vol is, gaan die mond in elk geval van oorloop. Net om te sê, die Here ken my hart. Ag, ek weet, ek wou nou daar gewees het by die uitreik, of ek wou vanoggend opgestaan om te bid en woord spandeer het, maar of tyd spandeer het in die woord, maar ja, ek is net so moeg. Maar die Here ken my hart. Was hy genoeg nie? Was hy genoeg nie? Ek meen, dis is as jy nooit vir jou vrou uitvat vir ete nie, sê, ag, maar lief my, jy ken my hart, ek is mos lief vir jou, maar jy doen niks moeite nie. Hoe goed gaan dit uitwerk in die huwelik? En ons moet en ek spot nou daaroor, maar ek wil hê jy moet dit vir jou prakties en tasbaar wees, want jy's in 'n huwelik met Jesus wat eendag gaan kom en jou kom haal. So kyk na die huwelik op aarde. Hoeveel aandag dit nodig het en jouself voor te berei. Maak dit vir jou sin? Ek hoop so. Ek het nou eers opgekyk hier. En Jesus sê, ek herken julle nie, want julle was nie voorberei nie. Die bruid gaan in, die kerk as geheel, soos daar gaan baie mense, die liggaam van Christus gaan gered word. Maar die individu, nie alle individue gaan reg wees nie. En Jesus gaan sê, ek herken julle nie. En daar gaan 'n geween wees van en geknars van tande. En dit moet nie vir jou vrees in jou sit nie, maar dit moet 'n bietjie vuur onder jou boude wees, terwyl jy nog met jou boude op daai sagte stoele sit volgens. Maar dit 'n bietjie vuur in jou boude wees, is Here, waar's ek besig om te talm? Waar's ek besig om te dink, ag, maar nie vandag nie, ag, daar's nog tyd. Hy talm vir een rede, omdat hy genadig is. Maar hy kom soos 'n dief in die nag, en daar's nie dan tyd om olie te koop nie. Jou voorbereiding is nou. En dis eintlik so merkwaardig, dink ek nou, is so rukkie terug sê die Here vir my, jou vrede lê in jou voorbereiding. En toe is hierdie preek nog eers op die kaarte nie. En ek wil dit vanoggend vir jou sê, want dit was nog meer 'n praktiese aspek van my lewe, is my voorbereiding, van in alle aspekte. Maar jou vrede saam met God en jou verhouding met God lê in jou voorbereiding. As jy konstant tyd spandeer saam met hom, as jy hom nader en hy nader jou, dan het jy niks om te vrees hê. Dan is dit iets wat jy voor kan uitsien, en wanneer hulle skree en sê die bruidegom kom, is jy soos, nou gaan ons partytjie hou. Nou gaan ons, ek dink hulle gaan braai. Dit lyk nogal as ek na die Ou Testament kyk, asof braai nogal 'n redelike ding is. So ek dink ons gaan lekker fees vier. Jy kan uitsien daarna. So kerk, ek wil hê jy moet ernstig wees met jou voorbereiding voor God. Maar ek wil hê ook jy moet uitsien. Maak dit vir jou sin? Ek het hier gestuk dat hierdie meisies wou die voordeel van die lig hê, sodat hulle kan ingaan, sonder om die prys te betaal van die voorbereiding. Jy kan nie die voordeel van die lig en die bruilofsfees hê, sonder om die prys te betaal nie. Want ek dink dit, want jou redding kos jou niks. Ek stem saam met dit. Jesus het die prys betaal vir jou redding. Maar dit beteken nie dat daar nie 'n prys is om te betaal nie. Dietrich Bonhoeffer, Duitser, het die volgende gesê. Nou, as ek nou Duits gepraat het, sou dit nou 'n flippend snaakse joke gewees het, nê. As ek was dit nou in Duits geleer het. Maar hy het gesê dat redding kos jou niks, maar om 'n disipel te wees, sal jou alles kos. Jy's 'n disipel van Christus. Jy's nie net 'n passasier op 'n trein op pad hemel toe nie. Jy word geroep as 'n disipel, om gevorm te word, vol te word van hom, sodat ons by hom kan wees en voorbereid kan wees en die prys te betaal. En dis 'n prys wat jy moet betaal. Praktiese goed het ek nou eintlik met hierdie hele preek genoem, is om af te sonder in gebed, moeite te doen om sy woord te lees, te verstaan en te leef. Bring jou oliekruik konstant in jou binnekamer voor hom. Laat jou lig voor ander mense skyn. Hoe doen jy dit? Om betrokke te wees in jou gemeenskap en by jou kerk. Wees betrokke by jou kerk. Hoe kan ek deel vorm van wat julle doen? Kom, ek gaan sommer nou in daai. Een van die goed wat ons doen, ons gaan oor 'n paar weke, wil ek sommer weeksaand almal lekker bymekaar roep wat graag wil deel vorm van dit. Is ons het een van die huise wat ons aangeneem het by Isdisa, nou al 'n rukkie, Roef en Jameen wat daar sit. As die voorlopers daarso, hulle is koshuisvader en moeder, wil ek amper sê. So as jy enige vrae het vandag al, kan jy met hulle gaan praat, maar dit is regtig 'n projek wat ek hierdie jaar baie gewig wil agterin gooi, want jou reine diens, jou reine godsdiens is dit.
is om te kyk na die vaderloos en die weduwees. So as die skrif dit sê, ek dink ek is nogal 'n belangrike ding. So dis 'n plek waar jy kan jou lig kom skyn. Dis vir kinders wat vaderloos is of wat dalk hulle het dalk familie maar wat weggestoot is. Die familie wil hulle nie hê nie. Dis 'n geleentheid vir jou om daar betrokke te wees. Ons is betrokke saam met Enrico wat daar agter sit. Hulle hardloop nog vir hierdie jaar hardloop hulle nog die voortou daarso by Egorist. Wat 'n amazing voorreg is dit om die geleentheid te hê om kinders te bedien van 12 is van 10 tot wel dit is eintlik maar die hele laerskool, maar ons fokus waar ek nou maar tussen jou 10 en graad 7 is jou graad 10 of nie graad 10 nie, ouderdom van 10 tot 13. Dus wat 'n voorreg is dit om al vroeg in hulle lewe. Dis 'n plek waar jy kan betrokke word om jou lig te skyn voor ander mense. Hier is vir jou geleentheid by die kerk om dit te doen. Dis waar ek jou kan oprig om dit te doen. Aan die einde van elke maand doen ons 'n massa uitreik. Hoe lyk 'n massa uitreik? Ons kom by die kerk, ons bid en soos die disippels gaan ons 2 uit. Ek gaan nog dit gaan verander soos dit aangaan. Maar ons gaan uit en jy gaan bid vir mense. Jy sien iemand, ek dink altyd aan Jesus wat hulle kom voor hom en dan is hy ou blind en dan sê Jesus vir hom, wat het jy nodig? Is soos aan liggend. Hy kan dit nie sien nie, die blinde ou, maar dit is daai ding vir my van Jesus is konstant besig om mense te vra, wat het jy nodig? Gaan ons na mense toe en sê, Jesus, wat het jy nodig? Waarvoor kan ek vir jou bid? Ek dink aan die apostels toe hulle kom by the gate of beautiful en die verlamde man sê dan, hy vra vir hulle vir geld en hulle sê, silwer en goud het ek nie. Nou gaan die liedjie aan, hè? Silwer en goud het ek nie. Maar dit wat ek het, gee ek jou. Wat het jy? Is jou kruik vol, is daar olie in jou kruik sodat jy dit kan oorgooi? Want jy moet oorgooi. Jy moet ander mense in die brand steek. Hey, Jarko, volgende week is ek op, hè? Nee. Ek het nou 'n dag 'n liedjie probeer sing en dit was horrible. Dit was net soos dit het geklink iemand slag 'n kat. Maar kan jy sien hoe daar 'n lig moet wees wat moet skyn voor mense? Storie vir my wat nogal my hart getref het, Matteus 24, waar dit praat van die 2 diensknegte wat ek in hierdie hele stuk Matteus 24:25 die twee diensknegte, die een was 'n goeie heer gewees oor die huis, sy heer stel hom aan oor sy huis en hy het goed gekyk na sy besittings en die heer stel hom aan oor sy besittings, maar die ander dienskneg het die ander diensknegte mishandel en saam met hulle dronk geword en soos die wêreld gelyk. Dit help nie ons sê ons is 'n dienskneg van Jesus, maar ons lyk soos die wêreld nie. En om iemand te mishandel is nie noodwendig net om lelik te wees met hulle nie, dit is net ook nie om die lig te wees vir hulle nie, want jy lei hulle af in die verkeerde dwaalspoor af, veral in my posisie. En hy sê hoe hy gaan terugkom en die wat hy besig vind, gaan hy jou besig vind om die koninkryk uit te brei, want ek wil besig gevind word. Die talente. Wat was die talente se kruks? 2 het dit vermeerder en die ander ou het wat gedoen? Niks daarmee gedoen nie. Hy het nie gemors nie. Hy het nie gaan drank koop met dit of iets hè. Hy het net niks daarmee gedoen nie. Hy was nie voorberei toe sy Heer terugkom om 'n verslag te gee van dit wat hy gedoen het nie. Die Here gee vir jou mense, 'n gemeente, 'n kerk, gelowiges in jou lewe sodat ons almal voorberei kan wees en kan woeker en kan woel sodat wanneer hy terugkom hy ons gereed kan vind. Amen. Amen. Ek weet nie van jou nie, maar ek wil eendag as Jesus terugkom, wil ek geken word. Ek weet dis is Larissa het dit een keer gesê en dit was vir my eintlik so mooi. Ons almal praat baie van om God te ken om hom te ken. En dis goed, dis 'n great gaan vir dit, ken hom want jy kan hom ken uit sy skrif uit. Maar Jesus, ek wil hom ook daai woorde eendag hoor is Enrico, ek ken jou. Ek het jou geken. En nie die woorde van ek het jou nie geken nie, ek ken jou nie. In Matteus 7 is 'n Griekse woord wat Jesus gebruik vir ek ken jou, wat beteken ek ken jou as gevolg van jou gehoorsaamheid aan my. Mooi is dit. Jesus ken jou aan die gehoorsaamheid wat jy het aan hom. Beautiful. Beautiful. En jy's 'n maagd. Ek wil hê jy moet dit weet. Dit wat jy, as jy Jesus aangeneem het, dit wat jy gedoen het
gister en jy het vandag Jesus aangeneem, is soos oos en wes van mekaar afgeskei. Engels praat van your sins are thrown into the sea of forgetfulness, never to be thought about again. Hy dink nie weer daaraan nie. Hy herinner jou nie weer daaraan nie. Hy maak jou rein, hy maak jou skoon, hy maak jou 'n nuwe skepsel, sodat jy nou 'n nuwe kruik is wat voorberei word vir hom, sodat sy olie in jou kan wees, sodat jy kan skyn vir hom, vir die wêreld wat die lig nodig het. Belangrik, want jy moet jou naaste lief hê soos jouself, dit is een van die twee, maar dan ook, wanneer hy kom, dat jy gereed gevind sal word. En hy vir die woorde sê, ek ken jou. En wie wil daai woorde hoor? As jy voor Jesus staan, ek ken jou. Okay, dankie Riarko. Okay. Ek ken jou. En daai woorde wat sê, ek wil hierdie ook hoor, is jou goeie en getroue dienskneg. Jou goeie en getroue dienskneg. En wat het daai dienskneg gedoen? Gewoeker. Hy het gevat wat hy by die Here gekry het en dit meer gemaak. Hy het gekyk na sy huis. Hy het vir hulle kos gegee op hulle regte tyd. En ek herder julle. Julle het net een herder. Dis Jesus. Hy is julle herder. Julle het een Vader en dis God. Maar vir nou het ek die voorreg om julle te herder. Vir julle kos op die regte tyd te gee. Om seker te maak dat jy, kerk, sy maagd, voorberei is vir hom. En al vang het jou onverwags, want hulle was in die slaap. Moenie fout maak nie. Hulle het almal geslaap, die wyses ook. Maar hulle was reg vir hom toe hy gekom het. En dan laastens die waak praat nie daarvan dat jy nie mag slaap nie. Waak en bid beteken nie net jy mag nooit slaap nie. Dit praat van wanneer jy saans gaan slaap. Here, ek is reg sou u vanaand gekom het. Om konstant voorberei te wees. Ek gaan slaap met die wete ek is reg. Elke dag te lewe. Elke dag te lewe vir hom. Maak dit vir jou sin? Here, dankie dat u ons nie as weeskinders agtergelaat het nie, Here, maar dat u die een wat net soos u is, gestuur het om in ons te kom woon. U is by ons. Heilige Gees. Heilige Gees. Dankie dat u hier is vanoggend. Here, dankie dat u die naprediker is, Here. Dankie dat u die krag van God en God self is, Here. Here, ons glo in u bonatuurlike beweging. My gebed is, Heilige Gees, dat u elkeen sal kom aanraak nou. Elke gedagte, elke bekommernis, elke denkpatroon. Heilige Gees, bid ek dat u vir hulle vrede sal gee. Dat u vrede, u bonatuurlike, u vrede wat verstand te bowe gaan net nou oor elke persoon sal kom. Jesus. Heilige Gees, ek bid dan ook dat die vrees van die Here oor ons sal kom. So 'n groter realiteit van wie hy is en van die wese en hoe almagtig en groot ons Skepper en Heerser ons God is. En dat u die een is wat vir die storm sê, wees stil en die golwe gaan lê en die wind gaan lê. Ons dien 'n lewendige, almagtige God. Mag elkeen nou net so bewus word van u, Here. Heilige Gees. Heilige Gees. Here, en kom openbaar aan ons, Here. Waar is ons besig? Waar is ons nie besig met voorbereiding nie, Here? Here, want ek glo werklik, een en elkeen wat hier staan, wil voorbereid wees vir u. Elkeen wat hier staan, Here, wil by u wees, Here. Here, mag dit vir ons 'n erns wees in ons hart, Here. Om onsself konstant voor te berei vir ons bruidegom. En mag dit iets wees waarna ons uitsien. In Jesus naam. Ek wil net die volgende so duidelik maak. As jy vanoggend gehoor het dat jy werk vir jou redding, dan het jy my verkeerd verstaan en as ek jammer.
En dis nie wat jy werk nie vir jou redding nie. Jy neem Jesus aan. In die Ou Testament sien ons Abraham het geglo in wat God gesê het en dit was hom gegee as geregtigheid. Dieselfde vandag. Ons neem Jesus aan. En dis hoe ons gered word. Hoekom werk ons? Hoekom woeker ons? Omdat ons gered is. Dis hoekom ek werk. Dis hoekom ek wil goed doen aan ander. Dis hoekom ek wil betrokke wees in my gemeenskap, in my kerk en waar ek hier ook my plaas. Omdat ek die goedheid van sy redding geproe het. En ek dit wil uitbeeld aan ander mense. 'n Lewe wat gered is, 'n lewe wat vry is, sodat hulle ook die goedheid en die reddingskrag van God sal sien deur my werke en daar sal uitkom. 'n Lewe verander. En dit is, ek wil net daai deel duidelik maak. As jou werke red jou nie, maar omdat ons gered is. Efesiërs 2 vers 10. Jy word voorberei vir goeie werk. Jy is gered in die beeld van God vir goeie werke, sodat hy kan gebruik, sodat hy homself deur jou werke kan openbaar. Maak dit vir jou sin? Okay. Ek wil net nie dat jy nou dink, ek kom nou nog nie genoeg, ek het nou 'n dag gemis by die kerk en nou is jy nie gered nie. Dis nie wat ek sê nie. Kerk is belangrik. Red jou nie, dis belangrik, baie belangrik. Maar Jesus red. En omdat ons hom liefhet, doen ons goed. En is ons betrokke. Maak dit vir jou sin? Great. As jy nog steeds 'n vraag het oor dit, dan kom vra dit my asseblief. Awesome. Kom ek sluit dit vir ons af. Here, dankie vir die geleentheid vanoggend. Vir ons as gelowiges om saam te kom en net die naam aan te roep. Here, ek wil elke persoon wat vanoggend hier is, kom seën, Here. Mag dit reën oor hulle weivelde, Here. Mag die oes op hulle lande groot wees, Here. Mag dit goed wees. Mag u goedheid vir hulle duidelik raak. Mag u hand sigbaar wees vir elkeen. En mag ons getuig uit daai plek uit, Here. Mag ons getuienis altyd wees, Here, van hoe goed u is en hoe lief u ons het. Here, ek seën elkeen met gesondheid en met veiligheid, Here, met wysheid. Mag Here, sommer net met u, Here. Ek bid dat u so tasbaar sal wees by hulle altyd. Want u is die volheid van God. En u is al wat ons nodig het. In Jesus naam. Amen.